Daar is sekere waarhede in die Bybel wat ons lees en dan slaan ons dit oor en ons besef nie wat ons lees nie. En ons gaan nou aan met ons reeks wat ons genoem het die Evangelie. En ek gaan begin lees, ek gaan uit verskillende gedeeltes in Romeine gaan ek begin om gedeeltes saam te vat. Ons begin daar Romeine 8 vers 26. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. Omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Ek dink gou daarso stop. Ek doen dit altyd, ek moet altyd stop op 'n spesifieke punt. Kyk wat sê hy. Die Gees kom ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met onuitspreeklike versigtinge, wat die harte deursoek en weet wat die bedoeling van die Gees is. En dit is God wat die harte deursoek, en hy weet waar die behoefte van die Christen is, binne die evangelie van Christus. En dan kom die Heilige Gees ons tegemoet, en dan sê hy hierso, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Kind van die Here, daar is 'n Engelse woord wat hulle noem scrutiny. Jy is permanent onder scrutiny van die God in die hemel. Jy is permanent onder die scrutiny van ons God, en hy sê ook in die profete, dat hy ondersoek die harte, hy deursoek die niere. Die Vader weet wat sy bedoeling vir ons is. En dan ondersoek hy ons harte, en hy wil kyk wat is daai behoefte wat ons het aan Christus. Wat is daardie behoefte wat ons het aan die kennis van God. En saam met Christus Jesus ondersoek God waar ons tekort kom. En dan in opdrag van God sal Christus aan die Heilige Gees sê, Puna sukkel in hierdie gebied. En dan sal die Heilige Gees wat weet wat God se bedoeling is, vir ons begin intree volgens die wil van God. So hoe doen hy dit? Deurdat Christus in ons is, moet jy verstaan, dat Christus is nie net in sy lewe en in sy gees binne in ons nie, maar Christus is in sy volle wese binne in ons. Hy's gees in ons, hy's lewe in ons en hy's siel in ons. Die Bybel sê ons het die sin of ons het die verstand van Christus. As Christus in jou kom inwoon het hy die volheid van die Godheid, Vader, Seun en Heilige Gees in jou kom inplaas, maar daarmee saam het hy ook die volheid van sy eie verstand in jou kom plaas. Want in jou verstand, wat Christus se verstand is, sal jy kan onderskei wat die wil van God is. Jy sal kan onderskei wat die doel van die Here is, maar ons weet nie altyd hoe om daarvolgens te bid nie. Nou wat die Heilige Gees doen? Die Heilige Gees weet wat is God se wil vir ons, en die Heilige Gees tree vir ons dan in na volgens die wil van God. Want ons weet nie presies hoe om te bid om in daardie wil van God uit te kom nie. Maar daarom kom die Heilige Gees en hy bid vir ons, dat ons kan kom in die volheid van God se wil. Met ander woorde, hy bid wat God se doel is vir ons, binne in die persoon en in die wese van Christus. Dan sê hy toets ook wat ons liefde is. Want Vader God kom in ons harte en hy deursoek ons harte, en hy wil kyk hoe diep en hoe ver ons liefde vir God lê. Kyk wat sê hy so in Romeine 8 vers 28. Ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk,
vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Nou as ons hierdie vers sou teruglees, agterste voorlees, 28, 27 en 26, dan klink hy so. Ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree, en net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike versigtinge. So Vader deursoek ons hart en hy kyk waar ons liefde vir hom is en met betrekking tot sy seun. En volgens daai liefde kom die Heilige Gees en hy sien wat die behoefte van God is in ons kennis van Christus. En hy begin met ons deur die verstand van Christus met die werking van die Heilige Gees te werk. En terselfdertyd werk hy volgens wat die Heilige Gees bid. Want die Here wys vir my 'n sekere ding in my lewe, maar ek weet nie presies hoe om dit te benader nie of hoe om daaroor te bid nie. Maar dan kom die Heilige Gees my swakheid te hulp. Want jy sien, want daai begeerte wat jy in jou hart het om iets vir God te doen, om na die wil van God te strewe en na die wil van God te lewe, is 'n reine gedagte in jou. Dis 'n reine bedoeling in jou, maar ons weet nie altyd hoe om dit te verwesenlik nie. Ons weet nie altyd hoe om dit te verwoord nie. En daarom sien die Heilige Gees wat daai behoefte is en weet hy presies wat om te bid. En hy weet presies om nie uit 'n menseverstand te bid nie, maar uit die sin en die verstand van Christus vir die gelowige in te tree, sodat deur die verstand van Christus en die kennis van Christus die wil van God na vore kan kom. Dit klink nou baie gekompliseerd, maar dit kom eenvoudig daarop neer. God weet wat ons benodig in die hart. En hy ondersoek die hart. En dan kom die Heilige Gees en hy sien wat die behoefte van die Vader is. En hy begin dan vir ons intree na volgens daai behoefte, omdat ons nie weet hoe om daardie behoefte te behaal en te vervul nie. En dan sê hy, vers 29 van Romeine 8, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Jy sien, en hier kry ons nou, wat is die behoefte van God? Die behoefte van God is om die Christen te vorm na die beeld van sy seun, Jesus Christus. Hy vorm nie Christus na die beeld van die mens nie, hy vorm die mens na die beeld en die gelykenis van Christus, sy seun. En Vader weet wat die behoefte is van sy seun, en die Vader weet wat sy wil is vir ons binne in sy seun, en daarom tree die Heilige Gees vir ons in, na gelang van daai behoefte, wat ons kan nie altyd geestelik verwoord, wat ons begeer in ons harte nie. En baie keer kom dit op daai punt uit, wat ek dit vir die Here sê, ag Here, U weet, ek weet nie wat om te bid nie, en ek weet nie hoe om te bid nie, maar Heilige Gees, Jesus Christus, tree tog vir my in, na die wil van die Vader, dat dit vir my kan duidelik word. En eienaardig genoeg, dan word dit duidelik. Jy begin dit begryp, en jy begin dit verstaan. Want jy weet, die Heilige Gees het jou behoefte te hulp gesnel. Maar die hoofbehoefte van die Vader in hierdie hele proses van intreding is, dat jy gevorm word na die beeld van sy seun. Hoor jy? Jy word gevorm na die beeld van sy seun, dat hy gaan wees die eerstgeborene onder baie broeders, dan vers 30. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Jy sien, die Here wil jou verheerlik in die gelyke verheerliking van Christus Jesus. Maar as daar nie 'n liefde vir die Vader in jou hart is nie, dan kan hy dit nie doen nie. Maar hoe kom ek tot 'n verwesenliking van daai liefdesverhouding met die Vader? Ek kom in 'n liefdesverhouding met die Christus in my.
Weet, ek het op 'n stadium gebid dat ek nie geweet het presies hoe om te bid nie, en ek het nie presies geweet hoe om die troon van die Here te nader in verband met hierdie verhouding met Christus nie, en al wat ek gesê het is, Vader, stel my net voor aan die Seun, Seun stel my voor aan die Heilige Gees, Heilige Gees stel my voor aan die Seun, Heilige Gees stel my voor aan die Vader, Vader stel my voor aan die Heilige Gees. Bid net vir my, Here, dat ek kan kom in die volheid van U wil vir my. Dat ek deur die sin en deur die verstand van Christus kan begryp wat God se wil is vir my. En die wil van die Here vir jou is om aan sy Seun gelykvormig te word. En as die Here daai behoefte van jou sien in jou binneste, om aan sy Seun gelykvormig te word, om te sê, Here, alles wat Christus is wat ek wil wees, en alles wat Christus is wat ek is, maak dit net realisties in my lewe, dat ek in hierdie realistiese liefdesverhouding met die Christus in my kan kom, want onthou, Christus is in jou. En dan begin daar 'n geestelike groei plaasvind, en daai geestelike groei kom vanuit die kennis van Christus uit. Nou hoor jy wat die Bybel sê, dit gaan ons nou aansluit by ons volgende klompie reekse wat ons gaan praat, ons volgende klompie boodskappe, dat jy gevorm word na die beeld van sy Seun, sodat die Seun, die eersgeborene uit die dode onder al die broeders kan wees. Gelykvormig aan sy Seun, nie Israel nie. Gelykvormig aan sy Seun, nie die Ou Testament nie. Gelykvormig aan sy opgestaande Seun, Christus Jesus, wat lewe in die hemel, nie Jesus van Nasaret nie. Om gelykvormig te wees aan die Christus in jou, nie die profete nie. Om gelykvormig te word aan die Christus in jou, nie Abraham, Isak en Jakob se geloftes nie. Om gelykvormig te word met die Seun in jou, nie met Adam en Eva nie. Jy sien, hier begin die Here 'n skeidslyn trek. Hy sê, vir my is die belangrikste dat jy kan kom tot die kennis van die Seun, en jy kan kom tot die volwassenheid van die Seun, en daarom gaan die Heilige Gees volgens my wil, dat jy in die volwassenheid van die Seun kan inkom, gaan hy daarvolgens vir jou bid, en daarvolgens vir jou gaan intree, ongeag wat met jou gaan gebeur. Want in daai proses wat jy streef na die diepte en na die groei van die Here, sê die Here ook terselfdertyd, en alles sal ten goeie meewerk vir die wat God liefhet. En daai alles wat ten goeie gaan meewerk, beteken ook in jou proses om gelykvormig te word aan die Seun van God, die evangelie van sy Seun, Jesus Christus opgestaan uit die doodheid, beteken, jy gaan in stryd en beproewings in. Jy sal deur die kruis moet gaan, en die dood van die kruis gelykvormig moet word in jou lewe, want kyk hier so, jy kan nie jouself kruisig nie, jy is klaar gekruisig in Christus. En soos jy dan begeer om te begin ontwikkel na die volheid van die Seun van God in jou, beteken dit dat God dinge gaan afbreek. Dat God dinge gaan konfronteer in jou lewe, dat die Here sekere dinge in hierdie wêreld gaan uitbreek uit jou uit, en dat jy deur stryd en beproewing sal gaan. Want hy weet presies wat hy vir jou nodig het. En die Heilige Gees gaan daarvolgens bid dat die wil van God in jou ten volle geformuleer kan word, sonder enige toevoeging of komplementering van jou kant met betrekking tot of heens die evangelie. Dis of Christus geheel en al, of dit is glad nie Christus nie. Jy sien, dis hoe God werk. Jy moet kom na die volheid van sy Seun, maar nie deur wêreldse middele, vleeslike middele en aardse middele nie. Nie deur profete nie, nie deur die Ou Testament nie, nie deur Adam en Eva nie, nie deur Abraham, Isak en Jakob nie, nie deur Jesus van Nasaret nie, nie deur die geloftes wat aan Israel gemaak is nie. Maar dat jy gevorm word na die volheid van God se Seun deur die Heilige Gees, wat daai Seun in jou gaan na vore bring en jou gaan formeer en druk en wring in die vorm van daai Seun in. En dit beteken,
sê Paulus in Filippense, gelykvormig aan sy dood en aan sy lyding. Nou volgende keer gaan ons 'n bietjie verder hieroor. Tot ons nou weer praat. Die Here seën julle.